Wanneer intelligensiedienste nuwe personeel werf, soek hulle na 'n sekere soort persoonlikheid. Jy moet dan min of meer 'n gebalanseerde persoonlikheid hê en nie te uitspattig wees nie, want uit die aard van die saak ons wil nie hê mense moet opmerk en jy moet nie 'n duidelike ou wees wat uitstaan en opmerklik is nie. Kom ons vat nou 'n voorbeeld, 'n ou soos Bakkies Botha of Victor Matfield of Eben Etzebeth sal nou nie 'n goeie spioen maak nie, want die ouens is 6'8" of 6'9", hulle staan uit. Spioene is eintlik die teenoorgestelde daarvan. Dis hoekom ek nou maar praat van die vaal ouens wat daar in die hoek sit met 'n griffel en 'n lei en sit en verslae skryf. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Henning van Aswegen, baie dankie dat ons vandag met jou kan gesels oor spioene, generaal Lang Hendrik van der Berg, die Bureau vir Staatsveiligheid en al sulke ander interessante dinge. Henning, jy is 'n intelligensiehistorikus en daar het onlangs twee baie interessante boeke uit jou pen verskyn. Die een se titel is Die Bureau en die ander een is The Daisy Spy Ring. Ons gaan nou meer fokus op die Bureau. Kom ek vra net vir jou eers, hoekom het jy besluit om die Bureau te skryf? Dankie. Ja, die bureau is eintlik deel van 'n trilogie. Voor hom het gekom Spioenmeesters, so 'n paar jaar gelede, en daarin was verskeie gevalle studies oor Suid-Afrika se intelligensiegeskiedenis, spionasiegeskiedenis, as jy wil. En baie mense het gevra, hulle soek meer inligting of is daar meer inligting beskikbaar oor die ontwikkeling van 'n intelligensiewetenskap of 'n intelligensiekunde in Suid-Afrika. Nou Spioenmeesters het ek dit was uitgegee deur Kraal Uitgewers. Het ek geraak aan die intelligensiewetenskap en hoe dit ontwikkel het in Suid-Afrika. En die bureau wat ons nou het, wat nou in die boekwinkels is, deur Imprimatur Uitgewers daar in Pretoria, is eintlik 'n opvolg op die eerste boek Spioenmeesters, en dan The Daisy Spy Ring is dan die derde deel van daai trilogie. Wêreldwyd is daar 'n soort van 'n fascinasie met inligtingdienste. Ek dink maar net aan al die boeke wat ek al gelees het oor die CIA, Mossad, MI6, MI5 en die TV-reekse, Shin Bet. Hoekom dink jy is mense so gefassineer deur spioene en spionasiewerk en intelligensiewerk? Ek dink dit gaan maar daaroor dat mense nie baie daarvan af weet nie. Mense het nie regtig baie inligting nie, want spionasiedienste, intelligensiedienste is van nature geheime dienste. Hulle probeer dit wat hulle doen, hulle befondsing, hulle begrotings, die wetgewing, selfs die personeel en die tipe van operasies waarby hulle betrokke is, probeer hulle geheim hou. Dis nie net in Suid-Afrika so nie, dis maar wêreldwyd 'n verskynsel. So daar's nie regtig baie inligting beskikbaar nie. En die inligting wat oor intelligensiedienste, spionasiedienste as jy wil, veiligheidsdienste beskikbaar is maar wat die intelligensiedienste wil hê jy moet weet. Kyk, hulle gee nie vir jou inligting nie. Hulle reik nie persverklaringe uit as hulle nou een of ander intelligensieoperasie geklaar afgehandel het en dat hy suksesvol was en selfs as dit 'n mislukking was. Reik hulle nou nie 'n persverklaring uit en sê, "Jette manne, ons het nou hierso 'n goeie spionasie voorval gehad en 'n goeie spionasie resultaat gehad." Nee, so ek dink dit is maar die rede. Ouens probeer maar intelligensie goed geheim hou, vertroulik hou. En is min dat sulke inligting eintlik uitlek. Sommer reeds in jou inleiding in die bureau skryf jy mense of sê nou maar die publiek se indruk van spioene met lang kuive, vinnige motors, aantreklike mans en vroue dit is eintlik heeltemal ondaan van waarheid. Ja, ek dink die hoofding wat ouens vergeet, kyk, intelligensiedienste soos Suid-Afrika is onderhewig aan wetgewing. Daar is wette wat bepaal wat 'n intelligensiediens mag doen en nie mag doen nie. Nommer 1, nommer 2, die begrotings van intelligensiedienste word goedgekeur deur die parlement. Iemand moet tog die ding befonds, die personeel moet salarisse kry as daar intelligensieoperasies is, moet daar befondsing wees en begrotings en daar moet kontrole wees oor hoe geld gespandeer word. So ek dink in die eerste plek is intelligensiedienste regtig nie wat mense dink nie. Die meeste lede of dan personeellede van 'n intelligensiediens is maar eintlik politieke wetenskaplikes, ouens wat skryf oor intelligensiesake en so aan. Die operasionele deel of dan die harde spionasie is maar 'n baie klein onderafdeling daarvan. Die meeste mense is navorsers, politieke wetenskaplikes, nerds wat van universiteite afkom
en skryf oor sekere onderwerpe, inligting wat die regering dan nodig het om besluite te neem. Nou, dit is interessant. Jy sê nou nerds, maar jy skryf in die boek, jy weet, dis dikwels baie val individue, onopmerklike individue. Ja, daar's 'n sekere persoonlikheid wat kyk in wanneer intelligensiedienste nuwe personeel werf, soek hulle na 'n sekere soort persoonlikheid. Jy moet dan min of meer 'n gebalanseerde persoonlikheid hê en nie te uitspattig wees nie want uit die aard van die saak wil ons nie of ons wil nie hê mense moet opmerk en jy moet nie 'n duidelike ou wees wat uitstaan en opmerklik is nie. Kom ons vat nou 'n voorbeeld. 'n ou soos Bakkies Botha of Victor Matfield of Eben Etzebeth sal nou nie 'n goeie spioen maak nie want die ouens is 6 voet 8 of 6 voet 9, 6 voet 6, hulle staan uit. So teen spionasie en spioene is eintlik die teenoorgestelde daarvan. Dis hoekom ek nou maar praat van die vaal ouens wat daar in die hoek sit met 'n griffel en 'n lei en sit en verslae skryf. Waar kom jou belangstelling in die intelligensiedienste en intelligensiesektor gemeenskap vandaan? Dit eintlik al op universiteit begin. Pieter, ek gelukkig om aan Potchefstroom Universiteit te swat in journalistiek en politieke wetenskap, staatsleer in die ou taal en so aan. En ek was gelukkig om toegang te kry tot Das Kapital van Karl Marx en Friedrich Engels. Ek het die ding deurgelees en ek bietjie daaroor begin skryf. En in my later jare het ek nou dit maar net opgevolg. Ek's nie 'n kenner van kommunisme gewees nie, maar ek het darm geweet wat is die verskil tussen kommunisme en marxisme, tussen marxisme en sosialisme, nasionale sosialisme, trotskisme, stalinisme, daai tipe van goeders, Leninisme selfs. En ek kon min of meer 'n verslag skryf oor die verskil tussen al hierdie begrippe. En so het ek maar in die intelligensiediens beland want die ouens het natuurlik hierdie goed geanalyseer. Intelligensiedienste skryf maar goed oor bedreigings, bedreigingsanalises, etc. Sodat dit op universiteit begin. En later aan het die ouens my nou maar gebel en gevra of ek daar wil kom werk. En dit was heerlik. Dit was baie interessant geweest en so het ek nou 'n hele paar jaar daar spandeer. Was dit nog by die Buro vir Staatsveiligheid of onder Neil Barnard hulle by Nasionale Intelligensie? Ja, ek het so aan die sterkant ingekom van die Buro vir Staatsveiligheid in 1969. Hy het bestaan van 1969 tot 1978. So toe het ek nou net afstudeer aan Potch. 1979 is die Buro vir Staatsveiligheid opgevolg deur die Departement van Nasionale Veiligheid DNV en toe in Januarie tot April 1980 het die nuwe intelligensiediens, professionele intelligensiediens tot stand gekom, die Nasionale Intelligensiediens. Tot en met 1994 toe hy nou weer verander het en die nuwe naam was die Suid-Afrikaanse Geheime Diens, the South African Secret Service en ek het nou ook aangebly as 'n lid daarso SAS en hy het voortbestaan vir baie jare en hulle het toe die intelligensiedienste weer opgedeel in 'n binnelandse en 'n buitelandse intelligensiediens. En so het die ontwikkeling nou maar voortgegaan en ek dink ou kan maar daai geskiedenis ook lees in die boek. Hoe die name verander het al die jare. Nou natuurlik het ons 'n nuwe regering in Suid-Afrika en hulle het weer eens die name verander en mense sal hom nou deesdae ken as die Staatsveiligheidsagentskap. Ek moet sê die boek is baie dig geskryf met ontsettend baie inligting. Dit is baie fascinerend. As ons kan gesels oor die kritiek op die Buro vir Staatsveiligheid, die BSV. Daar's baie kritiek gewees en op generaal Lang-Hendrik van der Berg wat die hoof daarvan was. Wat maak jy van die kritiek? Al die kritiek is nie onregverdig nie. Daar was baie ouens wat nie lekker verstaan het wat die Buro vir Staatsveiligheid doen nie. En baie joernaliste het nie eers die moeite gedoen om eers te gaan lees wat sê die wetgewing nie. Kyk, 'n intelligensiediens doen nie net wat in sy kop inkom nie. Daar's sekere wette en parameters en voorskrifte en protokol wat jy kan doen en wat jy nie kan doen nie. Nou, intelligensiediens soos die Buro se funksie begin by 'n bedreigingsanalise. Die president van die land of die eerste minister of die kabinet gaan sit en sê, "Man, nou, ons het hierdie inligting nodig om besluite te neem op kabinetsvlak en so aan." So die beginpunt van 'n intelligensiediens is maar jou president en jou eerste minister destyds, was dit nou Vorster in die dae van die Buro vir Staatsveiligheid. En ou vergeet dat daai voordat die Buro bestaan het, was daar nog die Republikeinse Intelligensiediens. En dit was in die tyd van Dr. H.F. Verwoerd wat in 1966, soos wat jy weet, om die lewe gebring is. So voordat 'n ou begin sê goed kwyt raak en stellings maak en skryf oor 'n intelligensiediens, moet hy maar eers gaan lees
Wat doen 'n intelligensiediens en so aan? Nou van die kritiek teen die ou Bureau vir Staatsveiligheid was partykeer oor die uitsprake van generaal Lang Hendrik van der Berg. En hy was nie 'n maklike ou nie. Kyk, hy was 'n verskriklike slim man, intellektueel. Hy het 'n IQ gehad byvoorbeeld van 164. En soos die ou grappige uitdrukking in Engels, he didn't suffer fools lightly. So hy was ou wat goed gedoen wou gehad het. En natuurlik die grootste sukses van die Bureau vir Staatsveiligheid was en ou moet maar begin daarso by Rivonia in 1963 met die arrestasie van die hele topbestuur, die politbureau van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party en so aan. Nou dit was nog in die voorloper van die bureau gewees in 1963, 69 het die bureau formeel tot stand gekom. Dit was die eerste professionele intelligensiediens in Suid-Afrika se geskiedenis. So ja, al die kritiek was nie ongeregverdig nie. Daar was ouens wat baie goed gesê het, maar die oomblik as jy vra vir bewyse en so aan, ek kan miskien noem, baie keer ek kry ook die vrae by perskonferensies en by boekbesprekings oor die Smit-moorde en daai tipe van goed. Nou, dit is net ouens wat 'n haas uit 'n hoed uittrek en sommer net goed sê. Maar die oomblik as jy sê, maar okay, waar is die bewyse? Waarop grond jy jou stellings? Het jy is daar enige inligting wat daai dui dat die bureau by hierdie ding of by daai ding betrokke was en so aan, en dan bly die ouens doodstil. So mense praat maar, koerante skryf maar, en so aan, maar gewoonlik sit hulle maar die pot redelik mis. En dis een van die redes waarom ek die boek geskryf het. Is om regtig te sê wat regtig gebeur het. Dit is wat gebeur het. Ou kan nou dit interpreteer hierdie kant toe of daai kant toe. Maar dit is die storie van wat gebeur het. Dit is amper soos 'n rugby wedstryd. Dit is wat in daai 80 minute, met ander woorde 1969 tot 1978 gebeur het op die veld. Jy begin, ek dink in 1894 met die destydse ZAR onder Paul Kruger. Kan jy ons so kortliks daarvan vertel? Ek het gaan soek na die oorsprong, na die oorspronklike soos die green shoots waarvan hulle nou praat in Engels. Daar was die embrio gewees van 'n intelligensiekunde en 'n intelligensiewetenskap in Suid-Afrika en ja, ou kan dit nog voor dit gaan vind in 1872. Toe van die ou berede polisiemagte in Suid-Afrika, die militêre ouens begin het met bronne en informante, spioene op mekaar gespioneer, die twee vryheidsoorloë, was al baie spioene wat rondgehardloop het en geld gekry het vir hulle inligting en so. So die ding is nie nuut nie. Intelligensiekunde of intelligensiewetenskap in Suid-Afrika is al oor 100 en ja, was ons nou 150 jaar omtrent wat die goed gedoen is, en so ek het maar net daai goue draadjie gevolg. En in 1895, 1894 het advokaat Ewald Esselin en dan Dr. W. Leitz en dan Paul Kruger en sy seun Chart Kruger 'n intelligensiediens begin in Suid-Afrika met die naam van die geheime diens en ST aan die einde, wat nogal redelik professioneel was. En net 'n interessante staaltjie, byvoorbeeld ons hoor altyd in 'n geskiedenisklasse lees 'n ou van die Jameson inval in 1895 en dat hulle sommer gevang is nog voordat hulle daar in Pretoria aangekom het. Die loetjie het daar op perde gespring. Hy was 'n tandarts, by the way. En hulle wou net die ZAR omverwerp, jy weet, dit was die uitlanders en daai tipe van goed, maar 'n ou moet dan die volgende vraag vra, maar hoekom is hulle so vroeg gearresteer nog voordat hulle nou hierdie staatsgreep of revolusie of wat ook al hulle wou doen van stapel kon stuur? En dit het gegaan oor intelligensie. Die geheime diens het bloot vir Paul Kruger lank voor die tyd ingelig dat die loetjie nou daar op hulle perde daar van Zimbabwe of in Rhodesia se kant af op pad was en hulle is sommer gevang nog lank voordat hulle, jy weet, 'n skoot kon aftrek. En dit is te danke aan 'n intelligensiediens en dis presies wat 'n intelligensiediens moet doen. Hy moet die regering vooraf waarsku dat hierdie ding gaan gebeur of daai ding word beplan en so aan. So ons het ek dink 'n trotse geskiedenis van intelligensie operasies en dan suksesvolle intelligensie operasies in Suid-Afrika se geskiedenis. Henning het nou sy naam genoem, John Vorster wat die destydse eerste minister was en generaal Lang Hendrik van der Berg. Hulle het ontmoet in 'n interneringskamp vir Ossewa brandwaglede. Ja, van der Berg was nie 'n Ossewa brandwaglid nie. John Vorster was wel. En dit was in Koffiefontein. En dis al tussen in die Tweede Wêreldoorlog gewees, was hulle geïnterneer. En binne in hierdie Koffiefontein interneringskamp, sê dit baie mense praat van konsentrasiekampe van die Britte. Het hulle twee 'n vriendskap gevorm tussen Van der Berg en Vorster. En natuurlik baie ander ouens wat later aan die Nasionale Party of aan die nukleus van die Nasionale Party
1948 sal jy onthou en dan 1961. So hierdie ouens het 'n lang geskiedenis van vriendskappe wat daar gevorm is en die vriendskap tussen Vorster later aan toe hy president selfs hoe hy weet eerste minister word in Suid-Afrika, toe daai vriendskappe voortbestaan en toe die bedreiging kom van die kommunistiese bedreiging in Suid-Afrika, revolusionêre oorlogvoering, die ANC SAKP met buitelandse geld wat soos wat jy weet baie bedrywig was daar in die 1950s, 1960s, 1970s selfs. Toe het Vorster sy kameraad wat natuurlik op daai stadium geoormerk was om die kommissaris van polisie te word, Lang Hendrik van der Berg. Hy was toe op daai stadium 'n kolonel en toe 'n brigadier en al daai goed. Nader geroep en sê kyk, ons het 'n nuwe nasionale intelligensiediens in Suid-Afrika nodig, 'n bureau, 'n professionele diens. Soos wat al die ander lande soos Frankryk, Duitsland, Engeland, die Amerikaners, trouens amper elke land in die wêreld het 'n intelligensiediens. En dit is hoe die bureau in 1969 gevorm is. Maar voor die bureau was dit en nog voor dit was dit die spesiale tak van die Suid-Afrikaanse polisie. Ja, tot en met 1963. Ons het maar gegroei, as ek nou sê ons, praat ek van die siviele intelligensiedienste. Het maar gegroei uit die polisie en uit die weermag. Die polisie met die Suid-Afrikaanse met die veiligheidstak, veiligheidspolisie in vroeër taal en dan ook in militêre terme die militêre intelligensiediens van Suid-Afrika is ook redelik oud. Kom daar uit die Tweede Wêreldoorlog uit. So daai weer eens die embrio het maar daar begin. En die ouens het begin om inligting in te samel, militêre inligting, misdaadintelligensie en republikeinse intelligensie het toe gegroei uit die weermag en uit die polisie uit. En ons het soort van opleiding gekry by intelligensiedienste in Brittanje, maar daar het nou weer probleme gekom met die Statebond en Suid-Afrika wat toe nou nie meer lid is van die Staatsgemeenebest soos dit destyds bekend gestaan. Kan jy net of ons daarvan vertel? Ja, in 1948 het die Nasionale Party natuurlik 'n meerderheid gekry in die parlement en van toe af was die Engelse nou nie meer so gelukkig met Suid-Afrika nie. Hulle wou toe nie meer lekker saamwerk nie. Hulle het hard probeer. 'n Percy Silito en daai tipe van ouens. 1961 toe Suid-Afrika nou 'n republiek word, jy sal onthou daar in Londen al die drama, die Statebond en al daai goed wat daar afgespeel het. En van toe af wou die Britte nie meer met ons saamwerk nie. So ons het meer hulp gekry van die Duitsers, die Bundesnachrichtendienst van die Mossad, die Israelies. Selfs die Yanks het ons baie gehelp. Die Amerikaners van 'n berg het in 1964 soontoe gegaan en die Amerikaners het aan die begin baie handleidings vir ons gegee, maar die meeste hulp wat ons gekry het eintlik van die Duitsers afgekom, die Franse en tot 'n mindere mate die Hollanders, jy weet Nederland het gehelp 'n bietjie en dan ook 'n paar ander intelligensiedienste om 'n nuwe intelligensiediens in Suid-Afrika te skep. Maar die Britte was definitief nie veral nie na 1961 was hulle definitief nie meer ons vriende nie. Dis interessant, jy skryf ook in die boek dit was eintlik die CIA, die Amerikaners se wenk of ek weet nie wat noem mense dit se inligting wat gelei tot die inhegtenisneming van Nelson Mandela. Ja, hulle het daar was 'n ou gewees met die naam hier in Suid-Afrika met die naam van Millard Shirley en hy het 'n bron gehad binne in die SAKP. En toe Mandela in 62 in hegtenis geneem het daar nabykant naby Midmar-dam in Natal. Daai inligting het van hulle afgekom. En die inligting is toe gebruik deur die veiligheidstak op daai stadium. Toe was dit nog nie Republikeinse intelligensie nie. En dit is soos wat Mandela daar gearresteer is. So dit was eintlik maar 'n leidraad wat die Amerikaners vir ons gegee het, ja. Daai Amerikaanse agent het die ANC en die SAKP geïnfiltreer. Korrek. Hy was eintlik in die SAKP gewees, gedeelte en Millard Shirley was sy hanteerder. En dit is waar hy was ook 'n baie goeie vriend gewees van Gerard Ludi, agent Key 018 wat 'n baie bekende suksesverhaal is in Suid-Afrika se geskiedenis. En daai inligting het toe na ons kant toe gevloei. As ek nou sê ons, bedoel ek nou maar die intelligensiedienste. En ja, so is Mandela gearresteer en hy was ook, dis hoekom hy nie by Lilies lief in 1963 toe die hele politbureau van die SAKP daar gearresteer is, wat Mandela was toe nie daar teenwoordig nie. Jy's omdat hy die jaar voor die tyd is hy toe gearresteer. Jy praat nou baie van Republikeinse intelligensie, die totstandkoming daarvan, die Republikeinse intelligensie wat nou die voorloper of voorganger ook was van die BSV. Vertel ons net bietjie daarvan, hoe dit tot stand gekom. Ja, dit eintlik in generaal Lang Hendrik van der Berg se kantoor in sy lesenaar, jy weet, hy het hierdie ding eintlik bedryf off the books. Niemand het geweet van dit nie, dit was hoogs geheim geweest.
Maar daar was en die ouens het nie meer soos polisiemanne gefunksioneer nie of soos veiligheidspolisiemanne. Byvoorbeeld, hulle het gewone klere aangetrek, hulle het gewone motors gehad, hulle het kantore gehad. En hulle was eintlik vir onderdekking en hulle het met legendes gewerk. In intelligensietaal is 'n legende maar bloot 'n storie. So hulle het name verander, vals identiteite, vals motors, vals kantore, vals mediese fondse, al daai tipe van goeders om hulle self te beskerm. En die hooftaak van daai ouens was maar eintlik maar net om die as Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party en die ANC tot 'n mindere mate te infiltreer. En hulle het dit veral met Gerard Lurie, agentjie 018, goed reg gekry. En jy sal onthou die hofsaake wat gespruit het uit Rivonia. Toe was Gerard Lurie een van die hoof getuies in die hof en die getuienis wat hy daar voorgelê het aan die hof of gegee het aan die hof het ook gelei tot die vonnis van die Rivonia ouens met inbegrip van Mandela en ook Abraham Fischer, Bram Fischer wat die leier, wat die sekretaris-generaal was van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party. Was Bram Fischer nie juist baie geskok toe hy vir Ludi daar sien of meng ek nou die met 'n ander agent? Ja, ek skryf in die boek daaroor dat hulle het die veiligheidspolisie ouens en dan Republikeinse intelligensie het ouens reg agter Fischer in die hof geplaas. En een van die ouens, sy naam was Kleintjie Kleingeld, hy was ook een van die manne wat by Rivonia een van die klopjagspan was, het beskryf. Hy sê in die boek dat Fischer se gesig het verander na, jy weet, so 'n rosige 'n rooi gesig mannetjie het sy gesig so binne 'n oogwink verander in 'n so die grys van 'n teerpad. So ja, nee, Fischer was baie verras geweest toe een van die ouens want op daai stadium was Gerard Lurie 'n volwaardige ingeskrewe lid van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party. Vertel ons bietjie van hierdie man. Hy was 'n baie suksesvolle spioen. Hoe het hy dit reg gekry en net hoe hy te werk gegaan het want hy het die vertroue van omtrent elke kommunis in Suid-Afrika gehad, ten minste die ringkoppe. Ja, hy was 'n joernalis. Kyk, hy's 'n baie slim ou en 'n baie lekker persoonlikheid want om deel te word van daai groep is eintlik 'n geslote groep. Die SAKP is baie familiebande en daai tipe van goed. So wanneer hulle ou intrek in daai uit die ANC uit in die SAKP want kyk, die SAKP was maar eintlik die ouens wat die kitaar geslaan het. Hulle was die ouens wat die besluite geneem het, die verklaring van 'n revolusionêre oorlog in Suid-Afrika in 1962 het uit die SHKP uitgekom, nie uit die ANC nie. Ou moet dit nie vergeet nie. Want hulle was besig met revolusionêre oorlog. Hulle wou 'n revolusionêre oorlog in Suid-Afrika ontketen. En daai initiële oorlogsverklaring het van die SHKP uit die SHKP gekom. Dit was hierdie rede waarom Lurie en sy hanteerder Ad Spengler, generaal Langer Hendrik van der Berg, besluit het dat hy die SHKP moet infiltreer en nie die ANC nie. Hy was 'n joernalis gewees, 'n baie goeie skrywer en hy het toe begin werk en gesels met hierdie ouens en hulle het hom baie gou ingetrek. Hy is 'n baie intelligente ou. Ek ken hom persoonlik en hy het later aan een van ons opleidingsbeamptes geword. Ek het self by hom klas gedraf. So hy het gehelp om ons weer op te lei, die nuwe geslag van jonger spioene en spioenmeesters. 'n fascinerende ou. Hy lewe nog. Trouwens Pieter, weet jy, hy bly daar naby Johannesburg. Hy's nou natuurlik baie oud, soos meeste van hierdie rolspelers en ook die ouens wat die Bureau vir Staatsveiligheid gestig het. Is nou al hierso by in hulle 80s en 90s, jy weet, so hulle is nou baie oud van daai tyd af. Ja, dis interessant. Hy was by Rand Daily Mail en The Star dink ek, 'n joernalis. En selfs die joernaliste wat saam met hom gewerk het, sy kollegas, was geskok. Ja, nee, hy het 'n baie goeie job gedoen soos ons nou maar in mooi Afrikaans sê. Hy het regtig daarin geslaag om hulle te infiltreer. Op daai stadium was daar 3 selle in Johannesburg van die SHKP gewees. Die woord Sowjet is natuurlik 'n sel. Dis wat Sowjet beteken, die Sowjetunie. Sowjet beteken 'n sel of 'n groepie, 'n baie klein groepie, 'n geslote groepie. En hy het toe geslaag om hulle te infiltreer, een van daai selle in Johannesburg en hy het een van hulle geword. En dis hoekom hulle so verbaas was om hom later in die hof te sien as 'n getuie teen hulle. Net ter wille van konteks, net so bietjie vir ons verduidelik hoe dit gegaan daar in die 60s en 70s met Vorster wat se regering wat kommunisme as 'n werklike bedreiging gesien het, daar was wetgewing ingestel ensovoorts. As jy net daai konteks vir ons so 'n bietjie kan skets Suid-Afrika in daai tyd. Ja, dit was ook die tyd van bomontploffings en die Johannesburgse stasiebom in 1964 en bomontploffings in restaurante
Landmyne, daai tipe van goed. So daar was 'n die ontketening van 'n revolusionêre oorlog in Suid-Afrika. Goed, wie het die goed befonds? Waar het die geld vandaan gekom? Die geld het van Rusland afgekom. Geld het gekom van die Russiese Kommunistiese Party et cetera, want jy kan nie 'n revolusionêre oorlog voer of dan van stapel stuur as jy nie geld het nie. Jy moet 'n begroting hê, jy moet wapentuig aankoop, landmyne. Mense moet opgelei word in revolusionêre oorlogvoering en so aan. So dit is die rede hoekom Vorster hulle so gereageer het soos wat hulle jy weet gereageer het met wetgewing. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party is verban, soos wat jy weet daar in 1952, daar's allerlei wetgewing deur die parlement gevoer en die regering moes op 'n manier reageer op hierdie geweldpleging. Want kyk, as 'n mens mooi gaan lees en ook mooi die wetgewing gaan lees, het dit nie regtig gegaan oor die feit dat daar 'n kommunistiese party in Suid-Afrika was nie. Want die kommunistiese party kom al van 1921 af. Onthou, hy is toe al gestig, die ANC in 1912. So dit het nie werklik gegaan oor ideologie nie of oor marxisme, kommunisme, wat dit het bestaan. Mens kan onthou die 1922 Mynwerkersunie opstande en so aan. Dit was nie die probleem nie. Die probleem was geweldpleging. Die probleem was bomontploffings. Die probleem was landmyne. Die probleem was allerhande vuurpyle wat op Sasol afgestuur is en voortrekkerhoogte en al hierdie tipe van goed. So dit het in die eerste plek gegaan oor geweldpleging. Om 'n politieke punt te bewys en dan het hulle probeer om natuurlik die mag in Suid-Afrika oor te neem. Nou dit is die intelligensiedienste se job, se taak om inligting in te samel hieroor, die inligting te verwerk in verslae. Daai verslae is dan voorgelê aan die Staatsveiligheidsraad, die regering, om dan besluite te neem oor sekere sake. Intelligensiedienste neem nie besluite nie, nie uitvoerende magte nie, wel 'n insamelingsfunksie en daai verslae word dan op die tafel gesit, dit is die kabinet en dan die president wat daai volgens namens die regering daai inligting op 'n manier moet aanwend. Kom ons praat oor 'n baie ander interessante karakter in jou boek waaroor jy skryf. Jou Ansie van Wyk het my al so vlugtig van hom vertel en dis kommandeur Dieter Gerhard. Vertel ons van die man. Jy beskryf dit as die grootste spionasieskandaal in Suid-Afrika se geskiedenis. Ja, kyk, ek moet onmiddellik vir jou sê ek het 'n onderhoud gevoer al met Dieter Gerhard. Hy lewe nog. En die rede hoekom ek dit as 'n skandaal beskryf, dit is die ou wat die meeste skade aangerig het aan Suid-Afrika. Hy was vir 20 jaar lank van 1963 tot 1983 'n werknemer, 'n spioen gewees vir die GRU, wat die Russiese militêre intelligensiediens is. En dan moet ek miskien onmiddellik verduidelik dat dit is die junior intelligensiediens in Rusland, die KGB natuurlik, die groot ou gorilla in die hok. En ons natuurlike opponent van Suid-Afrika in daai jare tot en met 1994. So Gerhard is gewerf, hy het die Russe genader in Londen. Hy was 'n vlootoffisier wat later aan die hoof geword het van die Simonstad se vlootbasis. Maar van 1963 tot 1983 vir 20 jaar lank het ons hom nie opgespoor nie. Hy was hierso, hy was 'n vlootoffisier. Sy pa was baie goed bevriend met van Suid-Afrika se kabinetsministers, die hoof van die vloot, die hoof van die weermag, daai tipe van ouens. En dis soos wat Gerhard in die vloot ingekom het. Hy was 'n ingenieur gewees en vir 20 jaar lank het hy daarmee weggekom en in daai tydperk geweldig baie inligting aan die Russe verkoop. Dit is nie 'n ideologiese spionasie nie, dit was geweld, dit was spionasie vir geld. Die rede hoekom is dit wees want hy is betaal vir sy dienste. En ja, hy lewe nog, hy bly hierso in die Kaap. En dit is ook die onderwerp van ons nuwe boek. Ek is besig om 'n nuwe boek te skryf oor hom, waarmee ons nou in die navorsingsfase is vir daai boek. Maar ja, die skandaal deeltjie daarvan van jou vraag is omdat ons hom nie kon opspoor nie en hy het geweldig baie skade aangerig aan Suid-Afrika. Hy is gevonnis in die Kaapse Hooggeregshof in 1983 skuldig bevind aan hoogverraad, gevangenes tot lewenslange tronkstraf. Sy vrou Ruth Jor wat opgetree het as sy koerier is tot 10 jaar tronkstraf gevonnis en hulle is albei vrygelaat natuurlik toe die ANC SAKP in 1994 aan Suid-Afrika in bewind kom, is hulle vrygelaat uit die tronk. Ja, en so is ook hy het sy rang is herstel, al daai tipe van goed. So dit is hoekom ek dit as 'n skandaal uit 'n teenspionasie oogpunt was dit vir ons 'n skandaal en 'n mislukking geweest omdat hy toegelaat is om vir 20 jaar lank
daarmee weg te kom. Dis 'n absoluut fascinerende verhaal en dat hy so hoog gevorder het in die weermag. Hy was selfs een van die weermag grootkoppe se stafoffisier. Vertel van net vir ons hoe het hy by die Russe beland want hy het nie sy dienste eers vir die Russe aangebied nie. Tweede, hy het eers die Amerikaners genader in Londen, wat toe nie belang gestel het nie, in hierdie vlootoffisier se inligting uit Suid-Afrika nie, want op daai stadium was Suid-Afrika min of meer 'n vriend van die Amerikaners gewees. Later het dit verander hierso in die 70's met Jimmy Carter en daai administrasie van die Amerikaners. Maar in toe het hy die Russe genader en natuurlik die Russe hom binne genooi. En van toe af het hy vir hulle gewerk en hy het oor daai tydperk van 20 jaar het hy hoogs geheime, vertroulike, hoogs geheime inligting, handleidings, daai tipe van inligting, selfs inligting oor Suid-Afrika se kernwapenontwikkelingsprogram het hy aan die Russe verkoop. En dit het Suid-Afrika duur te staan gekom. Ja, die interessante ding is hy het tot daai toetsterrein waar hulle die koue atoombomme wou toets in die Kalahari vastrap, het hy besoek terwyl hy 'n spioen was. Ja, dit is weer eens uit 'n teenspionasie oogpunt is dit nou nie iets waarop ons kan trots wees nie. Maar hy het dit gedoen en hy het inligting wat hy daar ingesamel het, het hy aan die Russe gegee. En dit het maar gegaan oor Suid-Afrika se kernwapenontwikkelingsprogram. Jy weet Suid-Afrika het op 'n stadium die vermoë gehad om kernbomme te produseer. En natuurlik sal die Russe, kyk die hele buiteland. Dit was nie net die Russe wat daaraan belang gestel het nie, die Chinese, maar veral die westerse moondhede ook. En hulle het hulle bes probeer en ek praat nou van Jimmy Carter en Andrew Young. Daai tipe van ouens het hulle bes probeer om Suid-Afrika se bene onder hom uit te sny. Hulle wou nie gehad het ons moes kernwapens hê nie. Dit was nie daarvan apartheid, sanksies, daai tipe van goed. En hulle het natuurlik hulle bes probeer om te keer dat Suid-Afrika daai tegnologie ontwikkel. Dit het alles niks gehelp nie want ons het dit ontwikkel. Ons het die vermoë gehad op 'n stadium en daar's baie goeie boeke daaroor geskryf. Maar ja, Gerard het daai inligting aan hulle voorsien. Ook daar was 'n toets gewees of gerugte van 'n toets, 'n kernwapen toets gewees, daai vastrap, die terrein waarvan jy praat met sy skagte en al daai goed en jy kan net dink hoe die Yanks baie belang gestel het in daai tipe van inligting. Ons weet ook uit ons skakeling met buitelandse intelligensiedienste dat die Amerikaners het daai inligting of die Russe het daai inligting aan die Amerikaners deurgegee. En die Amerikaners het toe geweldig beswaar aangeteken selfs in die Verenigde Nasies teen Suid-Afrika se kernwapenontwikkelingsprogram. Want die Russe het toe 'n satelliet gestuur en Jimmy Carter het 'n satelliet gestuur en sommer met 'n gewone vliegtyg ook daar met 'n lang lens oorgevlieg. Ja, Pieter, dit was die rede waarom daai ambassadeur ge-PNG is in Suid-Afrika, persona non grata. Dit was daar in die jare 1979 gewees. Hy het as ambassadeur het hy het hy 'n vliegtuig gehad. En die rede wat hy aangevoer het, hy moes nou afvlieg van Pretoria af van die Amerikaanse ambassade Kaapstad toe na die parlementsittings, maar die ouens het toe onmiddellik agtergekom maar die ou vlieg nou nie in 'n reguit lyn nie. Hy het so zigzag daar oor die Karoo begin vlieg en oor Pelindaba begin vlieg en selfs Sasolburg, Kuiberg. En natuurlik het ons intelligensiedienste baie agterdogtig geword. Die Suid-Afrika se militêre intelligensiediens 'n groot veertjie in hulle hoed, want hulle het begin agterkom dat die ou is besig met allerlei onderduimsede. En toe die ambassadeur nou nie gekyk het nie, een aand het die ouens gaan kyk, nou maar waarom vlieg hierdie vliegtuig so? En onder aan die onderstel van die vliegtuig, hy die vliegtuig parkeer op Upington en ook op Waterkloof lugmagbasis, gaan kyk, toe kry hulle nou hierdie vreeslike gesofistikeerde spionasiekameras vasgeheg aan die onderstel van sy vliegtuig. En jy kan natuurlik dink wat die reaksie was van PW Botha in die parlement daar opgestaan. En kyk, PW was bekend daarvoor as hy ou met nie met 'n vreeslike sin van humor nie. Maar daai dag in die parlement het hy vir die Amerikaners 'n skrobering gegee oor hierdie spionasie. En dit is ook duidelik, kyk in die spionasie wêreld, Pieter, is daar nie vriende nie, né? Dit daar's belange, en miskien gedeelde belange, konsentriese sirkels, maar daar's nie vriende nie en die Amerikaners is definitief nie ons vriende sover as wat dit aangaan nie. En hy is toe gevra om die land te verlaat, die ambassadeur. Versommende ding ook van Dieter Gerhard is dat hy 400 000 bladsye se dokumente in daai 20 jaar aan Rusland verkoop het dan nou basies. Ja, hy het allerhande spionasieapparaat gewees. Dit het ook te doen met clandestiene kommunikasiemetodes, hoe hy gekommunikeer met die Russiese intelligensiedienste. Maar die veiligheidspolisie, die veiligheidstak wat wel uitvoerende magte het in Suid-Afrika, het sy huise
in Simonstad deursoek 3 keer. Die hoof van die Simonstad se lugmag vlootbasis kry 'n huis tot sy beskikking. Die naam van die huis is Pennington. En hulle het deursoek 3 keer. Hulle het nog selfs nie al die goed gekry nie. Onder andere daarso was spionasiekameras en rolle film en allerlei eenslag letterblokke, kommunikasie metodes en klandestiene kommunikasie tegnieke wat hulle aangewend het, wegsteekplekke in hareborsels en allerlei wegsteekplekke vir hierdie tipe van goed. En ja, hy het 'n geweldige klomp dokumentasie, handleidings, papiere, manuals, soos wat die Engelsman sou sê, aan die Russe verkoop. En dit het ons duur te staan gekom selfs in die Angolese oorlog wat later in 1975 begin het, né, die Bosoorlog. Dit het nie net Suid-Afrika beïnvloed nie, dit het ook NAVO-lande, Brittanje, Israel en so aan beïnvloed sy spionasiewerk. Dit is so want op daai stadium Suid-Afrika was nie 'n lid gewees van NAVO nie. Maar ons het wel saamgewerk met NAVO, né, in terme van inligting uitruil, satelliet onderskeppings, foto's en daar en so aan. So baie van daai inligting het Gerard aan die Russe gegee. Hy was ook op 'n stadium 'n skakelbeampte tussen die Suid-Afrikaanse Weermag en Kruiskorps in Pretoria. Daar het hy inligting gekry van die Suid-Afrikaanse Verdedigingsnavorsingsinstituut. So hy het eenvoudig net kopieë gemaak van hierdie goed in sy kantoor. Hy was die baas. So hy kon basies net sê maak 'n kopie, maak 'n kopie. En dit wat hy nie kon kopieer nie, het hy laat gewerk in die aande en toe het hy met spionasiekameras en so aan fotos geneem. Die Russe het daai kameraitjies bietjie gejippo, 'n ou militêre term. Gejippo in plaas van 36 skyfies of dan rampies en so aan kon van daai goed tot 360 inneem. Die Russe ja, hy het daai kameras so aangepas. So hy het al daai goed uitgesmokkel en het natuurlik sy vrou, sy eggenoot Ruth Jor, wat 'n Switserse burger was, gebruik met 'n Switserse paspoort, gebruik om hierdie goed dan uit te smokkel na Genève toe. Allerhande ontmoetings met hulle hanteerders in Europa en daai goed is toe aan die Russe gelewer. En hoe is hy toe nou gevang en hoekom kon hulle hom in 20 jaar nie vang nie? En hoe het dit toe nou uiteindelik gebeur? Ja, dis iets waaroor ek nie gaan skryf nie. Ek gaan dit nie ek gaan dit nie bekend maak nie. Hy is uiteindelik gevang met die hulp van die Direction de Surveillance de Territoire. Dit is die Franse binnelandse intelligensiediens het 'n leidraad opgetel deur middel van 'n agent wat hulle gehanteer het in Moskou in die KGB. Maar ek gaan volstaan daarby. En daai rooi vlaggies wat daar begin het toe uiteindelik gelei so wat 2 jaar later gelei tot die arrestasie van Dieter Gerhard op die 8ste Januarie 1983 in Syracuse, New York in Amerika. Word 'n spioen gebore soos Dieter Gerhard byvoorbeeld nou? Ek meen hy het dit nou vir geld gedoen nie om ideologiese redes nie, maar is dit 'n natuurlike talent? Jy weet, hoe werk dit? Daar is verskeie redes hoekom mense spioene word. Die ou gesegde van mice, money, coercion, ego, ideology. Daai vier goed is gewoonlik 'n rede waarom 'n persoon 'n spioen word. Meeste ouens doen dit vir geld. Geld is maar 'n groot faktor as jy kyk na die groot spioene in die geskiedenis. Maar die van die belangrikste spioene, praat nou nie van die miskien laervlakker spioene nie, maar byvoorbeeld die belangrikste spioene soos Richard Sorge wat 'n KGB spioen was wat in die Tweede Wêreldoorlog vir die KGB spioneer het in Japan, wat die hele gang van die Tweede Wêreldoorlog verander het. En so aan, hy was 'n ideologiese spioen. Hy was 'n oortuigde kommunis geweest, maar hy was ook lid geweest van die Nazi-party in Duitsland en hy het op twee stoele gesit met ander woorde. Hy was 'n baie gevaarlike ou, briljante mense. En kyk, die meeste van die spioene op daai vlak wat suksesvolle spioene is, speel maar hulle soos 'n chameleon, jy weet, hy dra twee hoedjies die hele tyd. Die baie suksesvolle Suid-Afrikaanse spioen Craig Williamson waaroor The Daisy Spire nou gaan oor die daai suksesvolle verhaal is baie intelligente ouens. Regtig, hulle is ek het nou al met baie van hulle onderhoude gevoer. Dis hoogs intelligente mense en hulle doen dit gewoonlik vir 'n ideologiese rede. Maar ek het ook gevind deur die jare met ondervinding hierdie ouens, baie van hulle doen dit ook vir geld. Baie ouens se ego speel ook 'n rol. Jy weet, ek doen nou hierdie gevaarlike geheime tipe van goed en niemand weet wat ek doen nie. So daar is ook daai element in die spionasiebedrywighede van die mense.
'n ander interessante ding wat my fascineer is wanneer is 'n spioen 'n verraaier en wanneer is hy 'n held? Spesifiek in sê nou maar die Suid-Afrikaanse konteks want hier het ons te doen met askaries en impimpies en al sulke dinge, jy weet, en so aan. Dit is nie soort van 'n homogene tipe van samelewing nie en daar's 'n geskiedenis. Wanneer is jy 'n held en wanneer is jy 'n verraaier wanneer jy spioneer? Jy is 'n verraaier wanneer jy 'n lid is van 'n weermag of 'n lid is van 'n staatsdepartement. Jy ontvang 'n salaris wat deur belastingbetalers betaal word aan jou. Soos Gerard byvoorbeeld was 'n ingeskrewe lid. Hy was 'n lid van die vloot. Hy was 'n vlootoffisier gewees. Hy het 'n salaris gekry, mediese voordele, 'n motor, 'n sekretaresse. Jy weet al die voordele, groot salarisse wat daarmee saamgaan. 'n Persoon wat dan vir 'n ander moondheid gaan werk of vir 'n ander intelligensiediens, hy is 'n verraaier. Jy skryf baie oor die kommuniste in daai tyd, daai spesifieke konteks in Suid-Afrika daai tyd, maar die ANC het ook hulle eie intelligensievleuel of intelligensiediens of intelligensie afdeling op die been gebring en ek meen Jacob Zuma seker die bekendste hoof van daai weens sy beweerde korrupte wandaal in Suid-Afrika terwyl hy president was. Vertel vir ons daarvan want hulle is ook opgelei deur die stasie. Ja, dit was in die jare 60s en 70s. Sy naam was DIS gewees, die Department of Information of Department of Intelligence, DIS Security and Intelligence, verskillende name gehad. Hulle het hom op die stadium die naam gegee aan Maboko, daai tipe van goed. So, hulle het ook 'n intelligensiediens gehad. Ronnie Kasrils was in die militêre kant betrokke by daai goed. Hulle het ook insameling gedoen. Enige groot organisasie, enige groot groep mense, 'n staat, 'n deelstaat, maak nie saak nie, het 'n intelligensiekomponent ergens. So ja, hulle het probeer en dit was later aan het hy ook deel geword inligting ingesamel vir die IRDD, die International Reconstruction and Development Department van die ANC. En hulle het probeer om inligting in te samel. Hulle was nie altyd so suksesvol geweest met dit nie, maar hulle het nou natuurlik probeer insamel in Suid-Afrika of oor Suid-Afrika. En hulle het tot 'n mate op 'n baie klein skaal ook 'n bietjie sukses gehad daarmee, maar nie regtig om enige beduidende verskil te maak nie. Ons taak was natuurlik om te kyk wie werk vir ander intelligensiedienste in Suid-Afrika. Byvoorbeeld staatsamptenare wat vir die Russe of vir die ANC, SAKP of vir ander intelligensiedienste, ander organisasies het ook probeer. Die Britte was veral baie goed daarmee, gebruik frontorganisasies, frontgroepe om inligting in te samel en so aan. So ja, almal probeer maar op een of ander manier inligting in te samel vir hulle eie belang en eie doeleindes. Daar is hierdie samesweringsteorieë dat Lang Hendrik van der Berg verantwoordelik was of ten minste betrokke was by die moord op Verwoerd. Daar sit jy lê jou vinger op die seerplek onmiddellik, Pieter. Dit is 'n samesweringsteorie, punt. Daar's niks eintlik verder om oor te sê nie. Kyk, Stefendas was 'n kranksinnige persoon. Daar's onmiddellik met hom 'n onderhoud gevoer na die moord binne in die parlementsgeboue in 1966 in Kaapstad. En die ou was kranksinnig, hy was nie toerekeningsvatbaar nie. En dis al wat dit is. Jy weet, ons sien nou selfs in die Trump-era in Amerika en al hierdie goeters, samesweringsteorieë, fake news, al daai tipe van goed is nou weer op die voorgrond. Maar nee, ag daai saak is al 100 keer ondersoek, jy weet, soos baie ander voorvalle in Suid-Afrika se geskiedenis. Onmiddellik wat 'n ou moet doen as iemand kom met so 'n samesweringsteorie, sê okay, waar is die bewyse? Het jy enige iets wat jy kan voorlê? Het jy enige inligting waarop grond jy jou beweringe en so aan? En gewoonlik val die ding dan daar plat soos 'n pannekoek. Ouens kan nie vir jou sê waarom nie. Hulle glo maar net hierdie ding het gebeur. So nee, in daai geval kan ek jou die versekering gee, daar is geen sameswerings. Dit is 'n samesweringsteorie. Daar's niks verder as dit nie. Daar's ook 'n kort gedeelte in die boek oor Breitenbach se inhegtenisneming. Vertel vir ons wat jy skryf oor dit kortliks. Natuurlik groot nuus in Suid-Afrika op die voorblad van al die koerante. Ek onthou nog destyds ja, Breiten was in die buiteland gewees. Hy het meerendeels in Frankryk gebly. En hy het toe betrokke geraak daar by 'n groep met die naam van Okela. Nou, ons ken vir Breitenbach in Suid-Afrika as die beroemde digter en so aan, maar hy was eintlik maar redelik naïef wat politiek betref en hy het betrokke geraak by hierdie klomp goed, klomp ouens Okela wat op 'n stadium beskou is as of beskryf is as die wit vleuel van die ANC en so aan. En Breiten het besluit op 'n stadium Suid-Afrika toe te kom met 'n vermomming en 'n ander paspoort in die naam van Christian Galaxa
En maar ongelukkig het die ouens voor die tyd geweet dis wat 'n intelligensiediens veronderstel is om te weet, dat hy na Suid-Afrika toe op pad is en hy's toe net uitgelos toe hy hierso kom. Hy het net maar hier rondhardloop en hy het toe met 'n klomp ouens hier kontak gemaak. En dis presies wat 'n intelligensiediens doen. Kyk, 'n intelligensiediens arresteer nie 'n spioen as hulle agterkom of 'n persoon um, wat ook al in Suid-Afrika kom doen nie. Hulle los hom. Dat hy kyk met wie maak hy kontak, watter bankrekeninge gebruik hy, watter telefoonnommers gebruik hy, al daai tipe van goed. En ja, ongelukkig was dit maar 'n voorval in ons geskiedenis wat miskien nou nie 'n lekker voorval was nie. En al die koerante het natuurlik, jy weet, groot stories daaroor geskryf en selfs foto's geplaas van Bruiten destyds met die vermomming en al die goed. En dit jy kan nog jy kan verstaan dat sulke nuus nou opslae sou maak. En dit is nou iets wat gebeur het in daai tyd. En dit het maar te doen gehad met Okela en hulle het probeer om skewe te huur en soldate na Suid-Afrika toe probeer bring om die regering omver te werp en so aan. Maar ek dink 'n ou met die hele voorval maar met 'n knippie sout vat. Ek dink nie Bruiten het heeltemal geweet waarvoor hy homself inlaat nie en hy's maar ingetrek by hierdie groep ouens en hy was ook 'n baie goeie vriend van Daniel Mitterrand wat die vrou was van die Franse president. Sy het vir hom en die hele groep van geld voorsien en dit is wat gebeur het in daai tydsgewrig. Jy skryf nou wie ter strafversagting getuig het vir hom en dat hulle eintlik geskok was oor sy groot vonnis. Ja, selfs van die ou dis in die tyd van die bureau gewees. I mean, kyk, Gebreiten is 'n baie charismatiese, hy's 'n beroemde skrywer in Suid-Afrika, kultuurmens. Dis waarvoor hy bekend was. Hy moes eintlik regtig nie by die politiek betrokke geraak. Hy het baie sterk gevoelens gehad en sal ook onthou sy vrou Jolanda en al daai tipe van goed. So mense kan miskien sy motivering verstaan daarvoor, maar ja, in sy hofsaak het selfs van die ouens van die bureau getuig tot versagting. En gevra, kyk, dis onmiddellik duidelik dat hierdie ou is nie 'n terroris nie. Hy is nie 'n revolusionêre gevaar nie. Hy's meestens 'n aktivis gewees, 'n anti-apartheids aktivis en so aan. Hy hoef nie 'n vonnis in hierdie geval is regtig nou nie van toepassing nie. Nou die regter het anderster besluit en vir hom 'n redelike sterk vonnis opgelê en so aan. Maar almal kon onmiddellik sien, jy weet dit pas nie by Bruiten nie, dit pas ook nie by sy persona nie. Vertel vir ons kortliks oor Sylvia Raphael of Patricia Roxburgh. Sy was 'n Suid-Afrikaanse vrou en uiteindelik die beroemdste spioen geword in die Mossad. Want haar pa was Joods. Haar ma was 'n Afrikaanse meisie en sy het in Graafry net groot geword. Briljante girl. In skool reeds taalvaardig en sy kon uiteindelik Frans praat, sy het Arabies gepraat, sy kon Jiddisch praat. Haar ma was 'n Afrikaanse tradisionele Afrikaanse vrou, maar sy het haarself net geroepe gevoel en sy het na skool, Universiteit Gramstad, het sy Israel toe gegaan, daar op 'n kibbutz gewerk en natuurlik die Mossad sien so 'n persoon onmiddellik raak. En hulle het haar opgelei en sy het een van die beroemdste, indien nie die beste spioen in die Mossad se geskiedenis en ek weet dis 'n groot stelling om te maak. Maar wat sy gedoen het en glo my, Pieter, ons weet vandag net om miskien 50% van wat sy reg gekry het. Jy weet sy was vriende met Yasser Arafat, sy was vriende met die Rooi Prins wat verantwoordelik was vir die 1972 Olimpiese aanval op die Olimpiese atlete, die Joodse atlete in tydens die Olimpiese spele in Duitsland. Hy was die ou wat verantwoordelik was. Nou sy het daai groepe geïnfiltreer. Sy was 'n skitterende spioen. Uiteindelik is sy toe by Liniamer gevang, nie as gevolg van iets wat sy gedoen het nie, maar wat gebeur het na die München aanvalle? Jy weet daar was 11 Israeliese atlete wat gedood in daai voorval en daai terroriste aanval. En so aan het die Israeliese regering en Golda Meir besluit op vergelding. Hulle het toe gaan soek na die ouens wat verantwoordelik was vir hierdie terroriste, verskriklike terroriste aanval. En hulle het hulle een vir een uitgehaal na die tyd, retribution. En dit was Operation Wrath of God en Sylvia Raphael was deel daarvan. Sy was 'n volwaardige Mossad spioen gewees, en sy was ook 'n lid van hulle combatant readiness units gewees en so aan. En in Liniamer was hulle besig om hierdie ouens een vir een uit te haal, vergelding vir wat hulle gedoen het. En sy is toe gearresteer en sy is daar in die tronk gesit
nie as gevolg van iets wat sy gedoen het nie. Ek moet dit net weer beklemtoon. En sy's later vrygelaat en teruggekom Suid-Afrika toe. En natuurlik sy het kanker gekry later jare, maar regtig 'n suksesverhaal en dit was van 'n meisie wat gekom het van Graafrenet af. Ja, en dit is 'n wonderlike verhaal eintlik.